Goeiemôre. Nou vir die mense wat nou miskien nuut is vanoggend of onseker is oor wat aangaan, laat ek nou net verduidelik. Gewoonlik is ons redelik vol, ek beloof. So ons is baie dankbaar vir die mannekamp. Daar's regtig baie mans by die mannekamp. Dis die grootste een is ons jaar se 4de mannekamp. Ons jaar se 4de mannekamp. Dis ons gemeente se 4de jaar wat ons mannekamp hou en is die grootste een verseker nog. So ons is regtig dankbaar vir almal wat daar is en die diens daar is ook oop. So al die mans wat nie hier is nie, is saam met hulle families daar. As jy wel mans nou hierso sien, dan beteken dit hulle is nie by die mannekamp nie. Maar dit sluit nou my ook in. Ek het eintlik teruggekom net vir hierdie, so ek was daarom ook daar gewees. Maar ons is regtig dankbaar vir elke persoon wat hier is. Dit beteken verseker nie dat vandag verniet is nie. Dit beteken verseker nie dat vandag nie iets gaan beteken nie. Ek is redelik seker dat as ons hier is vir die regte redes, dan gaan vandag ook vir ons soos wat dit reeds met die sang, dankie vir die band. Dit was regtig spesiaal geweest. Ek dink dit was awesome. Ek is seker dit sal vir almal van ons iets beteken. En soos wat jy kan, ek wil net seker maak alles is reg. Okay, alles is daar reg. Hy het vroeër bietjie gesukkel. Soos wat elkeen kan sien, kan jy dalk nou 'n paar afleidings maak van wat dit is wat ek bedoel as ek praat van heerlikheid tot heerlikheid. Die skrifgedeelte daar, die hoofskrifgedeelte is natuurlik die gedeelte wat ook praat van hoe ons verander word van heerlikheid na heerlikheid. Maar voor ek by dit kom en dan ons so 'n bietjie lig gooi op die saak oor waaroor dit is wat ek besig is om te praat, wil ek hê jy moet net saam met my dink. En ek wil net hoor of stem jy saam met my en miskien is ek die enigste een wat so al gevoel het of so voel. Miskien kan jy so bietjie saam met my stem, as 'n mens dink aan hierdie tipe van 'n gevoel, hierdie konstante iets in ons binneste waar ons eintlik weet ons doen nie genoeg nie. Nou praat ek natuurlik van ons geestelike lewens en ons verhouding met die Here. Ons weet eintlik die Here verwag meer van ons. En tog is daar baie keuses wat 'n mens maak, party suksesvol en party onsuksesvol, wat 'n mens maak in hierdie hele idee van dat ons weet die Here verwag hierdie sekere goed van ons en ons wil graag dit doen, maar hier's hierdie konstante iets in ons binneste waar ons eintlik weet ons stel hom nie tevrede nie. Nou ek weet nie of ek die enigste een is wat al so gevoel het nie. Nou as jy miskien so voel, of jy het al so gevoel, dan vra ek dat jy asseblief mooi moet luister vandag. Want vandag is bitter belangrik. Nou, ons kan na die eerste punt toe gaan, en daar's 'n skrifgedeelte wat ek wil deel, en ek het al baie hierdie skrifgedeelte gedeel, en hierdie spesifieke voorbeeld wat ek nou gaan gee, het ek al reeds in die kerk agter hierdie preekstoel gegee, so as jy dit weer hoor, is ek jammer, maar ek dink dit is doodeenvoudig net so belangrik. Nou as ons kyk na Matteus 6:22 waar Jesus praat van die oog, enkelvoudig oog, die oog is 'n lamp vir die liggaam. Wanneer ons kyk na daardie skrifgedeelte en ons kyk na dit wat Jesus oor lig sê, dan is daar 'n paar goed oor lig wat ons kan agterkom. Nou lig is baie eenvoudig. Wat doen lig? Lig laat alles om dit in die oop te kom. Dit openbaar goed, dis wat lig doen. Die rede hoekom jy my nou kan sien is omdat daar lig op my skyn. Dis die enigste rede. En ons weet ons word geroep om lig te wees ook. Ons weet dit. En hierdie is nou die voorbeeld wat ek nou al reeds gebruik het. Maar as jy net saam met my moet dink, die tipe lig wat skyn bepaal tog hoe dit lyk wat jy sien ook. Hierso is 'n paar gekleurde ligte. As ons nou hierdie ligte verander en ons maak hulle rooi, dan gaan ek rooi lyk, want die lig is rooi. En dit is baie belangrik. Ons weet ons word geroep om lig te wees, en dit beteken doodeenvoudig, dat wanneer ons besig is om lig te wees, lyk alles vir ons wat ons kan sien, ook maar net soos dit wat ons besig is om uit te straal.
Sien, die wêreld sê vir ons en ons kry hierdie idee in ons binneste dat ons eie identiteit bepaal. Ons dink ons bepaal ons identiteit. Wie dink jy bepaal jou eie identiteit? Ons kan baie preek daaroor, nê, oor jou identiteit en jy moet hierdie identiteit hê en hierdie identiteit en hierdie identiteit. Ek weet nie van julle nie, maar ek het al probeer om te maak of ek iemand anders is. Dis ek die enigste een waar dit nie werk nie. Dis amper asof jy jou identiteit ontdek. Dis nie heeltemal iets wat jy regtig net eendag kan opstaan en besluit dit is nou wie ek is nie. Dis amper asof jy dit ontdek. Maar sien, hier's 'n paar skrifgedeeltes wat ons so bietjie help om dit te raak te sien en ek gaan daai gedeeltes met elkeen deel ook. Maar ons identiteit wil vir my voorkom word bepaal deur dit waarop ons fokus plaas. Dit waarna ons besig is om te kyk. As jy elke dag die nuus kyk, elke dag op sosiale media is, elke dag geld bewonder, elke dag wêreldse sukses bewonder, watse identiteit gaan ons hê? Dit bepaal waaragtig waar jou identiteit. Dink bietjie as 'n mens vriende het. En jy en die vriende of vriendinne of wie ook al dit kan wees, familie, mense met wie jy baie tyd spandeer. Dis vinnig om iets te kry wat almal darm van hou. Dis vinnig om iets te kry waarvan ons hou en dan praat ons baie daaroor en ons praat daaroor en ons praat daaroor en as jy weer kyk dan begin jy so 'n persoon word. Dis hoekom ons sê altyd vriende vorm mekaar, yster slyp yster, al hierdie goed, ons weet so. Maar is dit nie miskien omdat ons spesifiek kyk op 'n spesifieke manier en spesifiek fokus op die lewe op 'n spesifieke manier nie? Nou as jy nou dink, jy weet nie heeltemal waarvan ek praat nie, want ek het begin deur te praat oor hierdie gevoel van ons doen nie genoeg nie, en nou is ek by hierdie, moenie worry nie, ek beloof, hou daai net in gedagte, ek is op pad iewers heen. Maar jy kan saam met my lees in Matteus 6:22, baie bekende gedeelte, vreemde woorde wat Jesus hier gebruik. Die oog is die lamp van die liggaam. As jou oog, hoor wat doen Jesus? So eerstens, hy praat van enkelvoudige oog, dis hoekom baie mense aflei dat hy heel moontlik praat van 'n tipe van 'n geestelike manier van sien. Maar hoor mooi wat sê hy, die oog is die lamp van die liggaam. Jesus maak lig wat skyn en dit wat sien as een ding vas. Ek dink dit is belangriker as wat ons dink. 'n Oog is iets wat sien. En Jesus noem dit ook 'n lig wat skyn. So wat ook al sien, kan met ander woorde dit wat gesien word beïnvloed ten minste vir hoe dit van die oog se perspektief af lyk. En ek het al redelik gepraat oor dit ook in hierdie gemeente. As jy kyk na jou buurman en daar is soveel goed rondom jou buurman waaroor jy vreeslik ongelukkig kan wees, of iemand miskien by jou werk, dan is dit eintlik, sê dit meer van ons as wat dit sê van hulle. Want daar is soveel ander goed wat hulle meer is as ons opsomming van hulle, en uit al hierdie oneindige hoeveelheid goed wat ek kan kies om op te fokus van my buurman, nou kies ek om te fokus op die feit dat hy so bietjie te veel raas. Dit sê eintlik meer van my as wat dit sê van hom. Hoor wat sê Psalm 115, vers 4 tot 8. Hulle afgode is silwer en goud, die werk van mensehande. Hulle het monde, maar kan nie praat nie, oë, maar kan nie sien nie. Hulle het ore, maar kan nie hoor nie, neuse, maar kan nie ruik nie, hande, maar kan nie aanraak nie, voete, maar kan nie loop nie. Met hulle kele maak hulle geen geluid nie. Hulle makers, hoor nou mooi, die makers van die afgode, hulle makers sal net soos hulle word, elkeen wat op hulle vertrou. Okay, so wat is ek besig om te probeer sê? Hierdie twee skrifgedeeltes wat ek so ver gegee het, help ons om iets raak te sien. Dit help ons om raak te sien, dat dit waarna ons besig is om te kyk, dit waarop ons fokus, die manier hoe ons kyk, bepaal wie ek en jy word. En dis hoekom die goed waarna ons kyk ook en die goed wat ons begeer en al daardie goed in die wêreld
Jy kan dit nogal mooi inpas by Psalm 115, hierdie gedeelte wat ek nou net gelees het. Dis snaaks dat hy sê, dat die makers van daardie afgode, nou praat hy van fisiese afgode, hy sê hulle kan nie hoor, sien, praat, enige iets nie, hulle kan niks doen nie. Hy sê hulle word soos hulle. Hoe kan dit wees? Ek dink dit kan nogal wees, want soos wat ons op materiële dinge fokus, so verander ons identiteit en so word ons maar 'n materiële wese. Ons is niks meer as dit nie. In my identiteit, hoe ek myself sien, is ek eintlik nou maar net 'n sak vleis en bene en dis nou maar toevallig dat ek sintuie het en nou is ek nou maar dood eenvoudig net hier en jou hart word hard. En jou hart word hard. So ek dink dit maak sin dat hy dit vasmaak daaraan, maar nou het ek 'n vraag. En as dit nou vreemd klink, ek beloof ek gaan dit nou bewys met skrif. Maar as dit dan nou so is, dat ons identiteit bepaal word deur dit waarna ons kyk, of die afgod wat ons het, as dit dan nou is dat ons word soos dit, dan het ek 'n vraag. Toe ek die voorbeeld in die begin gebruik het, van hoe ons voel ons doen nie genoeg nie, hoe ons voel God is nie tevrede met ons nie, hoe ons al hierdie verskillende, wat almal van ons, ek sal eers my hand opsteek, al baie beleef het, en van ons wat hier sit dalk reeds besig is om te beleef. As dit is, waarna ons besig is om te kyk, in ons verhouding met God, in ons geestelike lewens, is ons besig om heeltyd te fokus op selfverbetering. Ons is besig om heeltyd te fokus om te kyk, wat kan ek beter, en wat kan ek slegter, en wat kan ek, en as ek nou sê slegter, bedoel ek daar sekerlik goed wat ons so bietjie slegter moet doen. Maar as ons besig is om te fokus op hierdie dissipline, want God verwag dit van ons, wat verander dit in die binneste van wie ons dink ons is, en van ons identiteit? Kan dit wees, en hier gaan ek die vraag vra, en ek seker jy sal heel moontlik saam met my stem soos wat ons aangaan, kan dit wees, dat die idee rondom godsdienstige dissipline en reëls, en om God tevrede te wil stel, 'n tipe van 'n afgod kan wees, wat ons hart kliphard maak? Dis die groot vraag wat ek vandag wil vra. Kan dit wees dat dit 'n tipe van 'n, want dissipline is definitief nie sleg nie, ons baie skrif oor dissipline ook. Maar kan dit wees dat daardie manier van kyk, miskien 'n baie groter impak het op ons lewens as wat ons dink? Selfs as jy net saam met my moet dink, in enige liefdevolle verhouding, beteken dit wat jy doen, uit dood eenvoudig net dissipline en, of wil jy nou nie eintlik, jy doen dit nou maar want jy voel jy moet, of nog erger, jy's dalk bang vir die gevolge, so nou doen jy dit maar. As ons kyk na daardie tipe goed wat ons doen in 'n liefdevolle verhouding, wat beteken dit? Is dit iets om oor baie bly te wees? Kom ons vat die landswet as 'n voorbeeld. Ons almal weet ons is nie veronderstel om volgens die wet van Suid-Afrika mense te vermoor nie. Het enige een van ons vanoggend 'n high five gekry omdat ons nog nie vandag iemand doodgemaak het nie? Niemand nie. Nie een van ons nie. Ons sien dit nie as 'n goeie morele ding vir iemand om dood eenvoudig net die landswet te onderhou nie. Ons sien dit nie as, jy's nie in die tronk nie, well done, jy's 'n goeie mens. Ons sien dit nie so nie, en die rede is eenvoudig. Want ons weet dat die normale ou wat nie die wet oortree nie die wet nie, want hulle wil nie tronk toe gaan nie. Dis eintlik redelik eenvoudig. Ek weet nie van julle nie, maar ek wil nie daar wees nie. En daarom sien ons, niemand van ons sien dit as hierdie verskriklike morele ding,
as ons nou nie besig is om mense te vermoor nie. Nee, maar wat sê dit vir ons van ons verhouding met God? Wat sê dit vir ons regtig? As die rede hoekom ek en jy gehoorsaam wil wees, as die rede hoekom ek en jy sy wil doen, eintlik is, en net jy sal weet in jou diepste binneste of is dit regtig so, as dit is omdat jy 'n verskriklike vrees vir die hel het, is ek baie jammer. Maar as ons dieselfde logika volg wat ons nou net gebruik het, dan beteken dit niks nie. En hoe maklik is dit vir ons om in gesprekke met mekaar te probeer waarsku, want uit liefde uit sê ek nou vir jou, jy moet nou nie hierdie goed doen nie, want ek wil nou nie hê jy moet. Ons is altyd besig om vrees te probeer gebruik, om ons te kry om gehoorsaam te wees. En ek praat nie van vrees vir die Here nie. Vrees vir die Here is 'n ander preek. Ek praat van vrees van gevolge, van ons keuses. As dit die rede is, hoekom ons voel, ons moet Bybel lees en ons lees nie genoeg Bybel nie, het ek slegte nuus. As jy môre dit reg kry om ewe skielik al die Bybel te kan lees wat jy graag wil lees, gaan dit nie ewe skielik maak dat jou geestelike lewe perfek is nie. Dit gaan nie. Daar's mense wat baie meer lees as ek en jy. Verseker. Ek wil so ver gaan om te sê, jy kan dalk voel of jy in hierdie geestelike gat is. En die antwoord is nie om net meer Bybel te lees nie. Hoor mooi wat sê ek, nie net meer Bybel te lees nie. Lees Bybel, lees meer Bybel, dis goed. Daar's niks fout daarmee nie. Maar as ons dink, die Here gaan nou ewe skielik meer sy teenwoordigheid vir ons skenk, omdat ek besig is om nou meer Bybel te lees en nou so bietjie harder in die lig en 'n paar woorde te sê as ek nou in die oggend bid. Ons verhouding met God in die tyd waarin ons leef het oppervlakkig en swak geword. Dit is 'n grap. Ons dink gebed is om in die lug op te skree. Ons dink dis al wat dit is. As ons praat van die Here wat met ons praat, dan wil ons altyd net die Bybel gebruik en skrifgedeeltes quoteer en sê hierdie skrif en hierdie skrif en hierdie skrif. Dis wonderlik. Dis great om te hoor wat God vir Paulus gesê het. Maar wat sê God vir my en jou? Kan dit wees dat 'n groot gedeelte van die godsdienstige stelsel wat ons geskep het, kan dit wees dat hierdie stelsel eintlik maar net 'n nabootsingsstelsel is? Waar ons op 'n paar ouens wat by die Here wel uitgekom het, se golf probeer ry vir die res van ons lewens. Wat gebeur as hierdie siening van om net die regte ding te doen, want dit is eintlik wat ek veronderstel is om te doen, hierdie siening van geestelike godsdienstige dissipline, wat gebeur as dit die einste blokkasie is, wat ons harte so hard maak? Ek glo ek kan dit bewys. Ek kan saam met my kyk na die volgende hoofpunt wat ek wil maak. En hier's 'n paar skrifgedeeltes wat ek wil lees, en ek het vir 'n rede bekende skrifgedeeltes gekies, maar hier's 'n paar skrifgedeeltes en hoor net saam met my hierso. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet. Vir hulle wat volgens dis Romeine 8 vers 28, vir die wat nie seker is nie, Romeine 8:28. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. Want hy het hulle wat hy reeds tevore geken het, ook vooruit bestem, hoor nou mooi, om gelykvormig aan die beeld van sy seun te word, sodat hy die eersgeborene onder baie broers kan wees. En diegene wat hy vooruit bestem het, het hy ook geroep. En diegene wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek. En diegene wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Nou eerstens, vra ek net die vraag, as ons teruggaan na die voorbeeld van die
voel asof ons nooit genoeg doen nie en nooit God tevrede stel nie, as ons teruggaan na daardie tipe manier van voel toe, as ons teruggaan na dit toe, hoe kan ons dit op enige manier as vryspraak sien? Ons kan nie regtig nie. Maar hier kom Paulus in Romeine 8 en hy sê, want hy het hulle wat hy reeds tevore geken het, ook vooruit bestem om gelykvormig aan die beeld van sy seun te word. Dis maklik vir ons om te praat oor Jesus, dis nie so maklik vir ons om Jesus te wees nie. Dis regtig so. Daar's 'n baie duidelike identiteit wat ons veronderstel is om te hê, en daai identiteit is veronderstel om niks anders as Christus self te wees. Maar nou vind ons uit, net in die skrifgedeeltes wat ons sover gebruik het, die voorbeelde wat ons sover gebruik het, dit waarna ons kyk en dit waarop ons fokus, bepaal ons identiteit, en ons identiteit bepaal ons aksies, dit bepaal wat ons doen. En nou kom ons agter, ons is bestem om soos Christus te wees. Nie soort van soos Christus te wees nie, ten volle soos Christus te wees. Hoor Galasiërs 4 vers 19, een vers, my kinders, ek ervaar weergeboortepyne oor julle, totdat Christus in julle gestalte kry. So hy sê hy is bekommerd oor hulle, maar hy sal ophou bekommerd wees oor hulle, wanneer Christus gestalte in hulle vind. Wat beteken dit? Vorm, wanneer Christus lewendig word, binne in hulle, wanneer hulle Christus word. Nou ek is iewers heen op pad, ek beloof, lees saam met my Kolossense 3 vers 10. Daarom moet julle daardie deel van julle wat op die aardse gerig is, so onthou, ons het nou heeltyd gepraat oor hoe hierdie fokus van ons besig is om ons identiteit te bepaal, dit bepaal wie ons is, dit bepaal hoe ons dinge sien, daarom het julle daardie deel van julle wat op die aardse gerig is, doodmaak. Onsedelikheid, onreinheid, wellus en slegte begeertes, en ook gierigheid, wat afgodediens is. Dis snaaks, ek wil hê jy moet saam met my agterkom hoe hierdie dinge bymekaar kom. Dit wat aards is waarop ons gerig is, word ook dan nou hierso afgodery genoem. Ons weet, jy word soos die afgod wat jy aanbid. En nou praat hy, en hierdie is die deel wat vir my moeilik is. Baie van die gedeeltes wat ons lees, praat ons asof ons dit reeds gedoen het. Nou lees ek hierso, gierigheid wat afgodediens is. Ek weet nie of ek al 'n groep mense, en as jammer as iemand vir my kwaad is, ek weet nie of ek al 'n groep mense gesien het, soos Christene, wat so ernstig hulle eie beginsels en hulle eie skrif en hulle eie lewenswyse kan verdraai om by hulle gierigheid te pas nie. In die tyd waarin ons leef, kan jy nêrens kom en oor geloof praat sonder dat ons op een of ander manier dit wil maak. En ons sê altyd dit gaan oor voorsiening. Dit gaan oor voorsiening. Jesus sê mos, kyk net na die diere, kyk hoe voorsien, hoeveel meer sal God nie vir julle voorsien nie. Voorsien die Here vir die voeltjie daar buite 'n duur kar en 'n mansion. Hy voorsien vir hulle wat hulle nodig het. Sien, God maak 'n belofte dat ek en jy genoeg sal hê om te kan leef, maar ons is nie tevrede daarmee nie. Ons is nie tevrede daarmee nie. Dat ons ewe skielik al die ander goed wat ons begeer, en al hierdie ander goed wat ons wil hê, en dan kom 'n mens nie uit nie, en dan sê ons, nee, maar die Here sê mos hy gaan voorsien, hoekom voorsien hy nie? Hy het nooit gesê, hy gaan luxuries voorsien. As jy luxuries wil hê, moet jy werk vir dit. Dis so eenvoudig soos dit. Hy het nooit daai belofte gemaak nie. Maar ek kan nie glo dat Christene dit kan regkry om alles oor geloof oor geld te maak nie. Dis altyd geld. Dis seker maar net omdat ek die meeste met Christene te doen kry.
dat ek nou sê, dis seker die groep mense wat dit die meeste doen. Maar dis regtig vir my hartseer. Want jy kan nie sê dat dit waaroor die basis van ons geloof gaan, absoluut teen geld is nie. Want dit is nie waar nie. Maar dit gaan ook nie daaroor nie. Verseker nie. Ek gaan verder lees. As gevolg van sulke dinge, kom die toorn van God oor die seuns van die ongehoorsaamheid. Ook julle het vroeër daaraan meegedoen, toe julle nog onder hulle geleef het. Maar raak ook julle van al hierdie dinge ontslae, woede, driftigheid, kwaadwilligheid, lastering en onwelvoeglike taal wat uit julle mond kom. Moenie vir mekaar lieg nie, aangesien julle die ou mens en sy gewoontes uitgetrek het, en die nuwe mens aangetrek het, wat tot volle kennis en na die beeld van sy skepper vernuwe word. By die nuwe mens is daar nie onderskeidings, soos Griek of Jood, besnedene of onbesnedene, barbaar of skituur. Nou ek gaan nou so 'n bietjie iets sê daaroor. Slaaf of vry persoon nie, maar Christus is alles en in almal. Maar dit is nogal snaaks. Julle al saam met my agtergekom dat wanneer 'n mens deur hierdie fase gaan waar jy so verskriklik ernstig is oor al die dissipline en hierdie goed en die woord sê dit en so aan, en dis nie noodwendig altyd 'n slegte stadium om in te wees nie. Partykeer het 'n mens nodig om in so 'n stadium te wees, maar dit is snaaks dat saam met dit as ons so word, dan is dit nogal maklik om jou buurman se foute raak te sien. Maar wat ek nou nie verstaan nie, is hy sê hier in vers 11, Kolossense 3 vers 11, by die nuwe mens is daar nie onderskeiding soos Griek of Jood nie, besnedene of onbesnedene nie. As hy sê barbaar of skituur, daai, as jy nou bietjie gaan kyk na die skituur idee, dit was eintlik maar net, my pa het altyd gesê, willebeesvangers. Dis 'n spesifieke tipe mens. Nou sê hy, dit is nie by die een wat die nuwe mens aangetrek het, eers 'n realiteit nie. En dan sê die volgende woorde, maar Christus is alles en in almal, in die barbaar ook. Kan dit nou wees? In die willebeesvanger ook? Kan dit nou wees? Maar sien, as ons op hierdie wettiese manier, hierdie godsdienstige manier, kyk na ons verhouding met God, kyk na realiteit, kyk na ons buurman, dan is ons nie net besig om almal en alles rondom ons te oordeel nie, want ons wil dit die hele tyd vergelyk om te kyk of is God nou gelukkig daarmee, al is ons nie God nie, en al het dit niks met ons uit te waai of hy daarmee gelukkig is of nie, ons wil die hele tyd kyk of dit so is. En as ons weer kyk, dan is ons nie net eintlik besig om daardie mense te oordeel nie, ons oordeel onsself, want jy's hard op jouself die hele tyd, jy voel die hele tyd of jy nie genoeg doen nie, jy voel die hele tyd asof jy nie is wat jy veronderstel is om te wees nie, en dan leef ons hierdie lewe waar ons hard geword het. As ons kyk na die Griekse woord vir verandering wat baie keer gebruik word, dis waar metamorfose vandaan kom, nê? Nee. Ek weet nie of het julle geweet nie, nou die Griekse woord is so 'n bietjie 'n langer woord, maar dis waar metamorfose van afgelei is, van hierdie Griekse woord af. Ek wou hom gelees het, maar ek het besluit nou nie, ek dink ek sien kans vir daai uitspraak nie. Maar as ons kyk daarna, dan kom ons nou natuurlik agter, as ons nou kyk na 'n ou wurmpie wat nou in 'n ou papietjie moet verander en hy moet nou 'n vlinder word of 'n mot of wat ook al sy metamorfose is waardeur hy gaan, dan weet ek nie van julle nie, maar dit lyk nie vir my asof sommige van hulle dit nie reg kry noodwendig nie. En wat bedoel ek daarmee? Asof hy vreeslik hard probeer en hy wil dit graag doen, maar dis nou maar net nie in sy natuur om nou om in daai ou kokonnetjie in te kan gaan nie. Hy sien dit nie regtig nie. Dis redelik eenvoudig, hy doen net wat hy doen, want dit is in sy natuur. En dan gaan hy deur hierdie metamorfose waar hy kompleet verander. En deel van sy natuur is om op te gee wat hy dink hy is.
sien die wêreld fokus baie ernstig op selfverbetering. Kyk, ons kan selfhelpboeke koop. Ja, dit kan staan tot teen die dak. Daar's nie 'n tekort aan selfhelpboeke nie. Alles gaan doodeenvoudig net oor hoe ons veronderstel is om te verbeter en al hierdie goed te doen. Maar ons moet besef dat dit wat Jesus vir ons probeer wysheid van vryheid en 'n ware lewe in hom, in die teenwoordigheid van die Vader, is ver beter as selfverbetering. En selfverbetering is iets wat kan plaasvind sonder vrees en sonder oordeel. Maar dit is vir ons moeilik om dit raak te sien, veral as ons net besig is om te fokus op die dinge wat ons doen. Kom ons kyk na die basis van ons geloof. Ons word gered deur geloof en nie deur dade nie. Ons weet dit. Ons weet dit. Maar nog steeds sal ons voel, God is nie gelukkig met my nie as gevolg van hierdie dade en hierdie dade en hierdie dade wat ek doen. Sien, daar's op een of ander manier kom die goed nie lekker by mekaar uit nie. Nou kom ons by die vraag uit. Ons weet, ons is veronderstel om soos Christus te wees. Ons weet, dit waarop ons fokus vorm ons identiteit, vorm wie ons is. Ons weet ons identiteit vorm hierdie aksies van ons. En ek het dit al voorheen gesê, hoekom is dit nie moeilik as jy verslaaf is aan iets? As ons verslaaf is aan iets, dan hoef jy nie jouself nie 'n reminder te stel om dit te doen nie. Ek het dit al vorige keer gesê, maar dit bly waar. Niemand stel vir hulle 'n wekkertjie om 'n sigaretjie te gaan rook nie. Dit wat in ons natuur is, doen ons. Ons moet besef, op dieselfde manier wat daardie ou wat eintlik die sigaretjie wil rook en nie nodig het om vir hom 'n wekkertjie te stel om die sigaretjie te rook nie, op dieselfde manier wat hy nou veg teen hierdie sigaret, want eintlik wil hy nou nie, hy weet hy is nie veronderstel om dit te doen nie, maar hy kan nou nie, op presies daai manier, kan ons vreeslik wetties en reg en teologies korrek in die kerk sit. Met al die regte goed, en ons lees al die regte skrifgedeeltes, en ons lees baie Bybel, en nog steeds, op dieselfde manier, het ons hierdie natuur in ons binneste, waarvan ons onsself oorreed, is hierdie bose natuur, waarteen ons net moet staan heeltyd. Nee, ek moet beklei teen myself, ek is die vyand, dis die tipe goed, dis hoe ons praat baie keer, as ons besef, die vlees is 'n probleem, en so aan, ek is die vyand. Al is daar niks in die Nuwe Testament wat op enige manier vir ons sê dat wanneer hierdie identiteit wat ons vind, hierdie metamorfose waardeur ons gaan, soos wat ons hom aanskou en hy ons verander, hy vir ons hierdie nuwe mens gee wat ons aantrek soos klere, niks in die Nuwe Testament op enige manier sê vir my en jou dat ek en jy ons grootste vyand dan nou is nie. Kan dit dalk wees dat ons grootste vyand, die feit is dat ons dink ons is ons grootste vyand? Ek vra dit. Want as ek oortuig is, dat in my lewe is vergifnis belangrik, en ek weet, ek is iemand wat vergewe, en dis wie ek is, dan gaan ek vergewe. Maar as ek oortuig is, ek is iemand wat sukkel om te vergewe, maar die Here sê ek moet vergewe, nou kry ek dit nie reg nie. Jy kan saam met my lees, en is die laaste skrifgedeelte, 2 Korintiërs 3, dis 'n lang enetjie, ek het vers 3 tot 18 opgesit, dis die hoofskrifgedeelte vir vandag. En my vraag is, hoe doen ek en jy dit prakties? Hoe kan ons prakties ontslaa raak van hierdie wettiese, harde hart manier van kyk na ons verhouding met God? Jy kan saam met my lees van vers 3 af. Julle is duidelik 'n brief van Christus, wat deur ons diens opgestel is. Geskryf, hoor mooi wat se taal gebruik, hoor wat sê hy hierso, geskryf, nie met ink nie,
Nou hierdie beeldspraak gaan reg deur hierdie gedeelte, nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God. Nie op kliptafels nie, soos wat die wet, nê. Nie op kliptafels nie, maar op die tafels van mense harte. So 'n vertroue op God het ons deur Christus. Nie dat ons uit onsself bekwaam is om op te reken dat iets uit onsself kom nie. Nee, ons bekwaamheid kom van God. Hy het ons bekwaam gemaak om bedienaars van 'n nuwe verbond te wees. Nie van die letter nie. Nie van die letter nie. Nie van die woord nie, maar van die gees. Want die letter maak dood, maar die gees maak lewend. Op watter manier as ek en jy godsdienstig en wetties raak, op watter manier is ons anders as die Israeliete? Presies wat geldig was vir hulle is geldig vir ons. As dit waarna ons kyk heeldag is om te bepaal wat reg en wat verkeerd is vir my buurman om te doen, en wat ek veronderstel is om te doen en nie veronderstel is om te doen hier en daar, en ons moet nou eers die skrifgedeeltes, want wat sê die Bybel nou eintlik oor hierdie en daai, dit terwyl ons sê ons het 'n verhouding met God. Dit terwyl ons veronderstel is om in ons diepste binneste te weet wat keer hy goed of keer hy nie goed nie. Maar dan raak ons so, en dan wil ons heeltyd nou ons lewe vergelyk met hierdie checkboxies wat ons maak in ons binneste, van hoe dit veronderstel is om te lyk. Nie van die letter nie, maar van die gees. Want die letter maak dood, maar die gees maak lewend. Die letter maak dood, maar die gees maak lewend. Hy gaan aan, as die bediening van die dood, hoor nou mooi, hoor wat noem hy die godsdienstige bediening. Hy noem die godsdienstige bediening, dis nou die wet, nee, dis nou die Jode, en dis nou presies dit waar ek sê, ons is niks anders as hulle. Niks, op geen manier anders as hulle. As alles vir ons gaan oor die letter, en oor hoe, wat is hierdie reg, is daai nie, ons is op geen manier anders as hulle nie. En hoor wat sê hy nou, as die bediening van die dood, dis wat hy dit noem, wat met letters op klippe gegraveer is, met soveel heerlikheid tot stand gekom het, dat die kinders van Israel nie stip na die aangesig van Moses kon kyk nie, weens die glans op sy gesig, wat tog aan die verbygaan was. Hoor nou mooi, so Moses ontvang die wet, hy ontvang die bediening van die dood, ontvang hy, en die heerlikheid daarvan is so groot, dat hulle nie na hom kan kyk nie. Die glans in sy gesig is so groot, dat hulle nie na hom kan kyk nie. En dis presies hoe dit is vir my en jou. Dis baie maklik om onsself te verloor, in allerhande woordjies, en woordkeuses, en allerhande teologiese redenasies, en al hierdie goed, en dit lyk vir ons wonderlik. Dit lyk vir my wonderlik om nou meer te verstaan. Wat help dit ons verstaan 'n vers beter, maar ek en jy kan dit nie reg kry om ons buurman te vergeef nie. Of ons kan dit nie reg kry om net vir 'n oomblik regtig onsself neer te lê vir ons naaste nie. Wat help dit? Ons verstaan die Bybel van voor tot agter perfek, maar ons kan nie regtig net soos Jesus wees nie. Watter ou is beter af? 'n Ou wat diep geleerd is in die Bybel? 'n Ou wat sy hele lewe lank al die skrif ken? Of 'n ou wat miskien dalk nie die Bybel so goed ken nie, en dalk nie 'n Bybel het nie, en dalk iewers in die wêreld is waar dit nie so maklik vir hom is nie, maar sy hart is op die regte plek. Hy praat met die Here, hy het 'n verhouding met die Here, en hy leef soos Christus. Ons vergeet dit. Nou sê hy, dat daar hierdie heerlikheid was rondom hierdie bediening van die dood. Hoor nou wat sê hy? Hy sê, as dit met soveel heerlikheid tot stand gekom het, in vers 8, hoeveel te meer sal die bediening van die Gees nie in heerlikheid wees nie? Want as daar heerlikheid was, en hoor mooi, want as daar heerlikheid was in die bediening wat lei tot veroordeling, soveel oorvloediger
En heerlikheid is die bediening wat lei tot regverdiging. Trouwens, en hierdie is vir my 'n groot een in vers 10. Trouwens, wat verheerlik was, wat goed gelyk het van daardie godsdienstigheid. Trouwens, wat verheerlik was, is eintlik in hierdie opsig geen verheerliking nie. Weens die alles oortreffende heerlikheid. Want as dit wat vergaan met heerlikheid bekleed was, het die blywende veel groter heerlikheid. Terwyl ons dan so hoop het, vers 12, terwyl ons dan so hoop het, tree ons op met groot vrymoedigheid, nie soos Moses wat 'n sluier oor sy gesig getrek het, sodat die kinders van Israel nie die einde van dit wat aan die vergaan was kon aanskou nie. Maar hulle denke was verhard. Dit klop nogal uit, nê, met alles waaroor ons sê. Maar hulle denke was verhard, want tot vandag toe, nou, hoor net saam met my, Jesus het hier reeds uit die dood uit opgestaan. Die nuwe bedeling het reeds begin. Dis Paulus wat hierso skryf. Ons kan saamstem daarmee, né? Met ander woorde, ons is reeds in die tyd waarin ons nou is, met hoe ons werk met God. Dis reeds so. Die tyd van die wet is reeds verby. So dit wat hy hier sê is baie geldig op ons. Hoor wat sê hy? Maar hulle denke was verhard, want tot vandag toe lê dieselfde sluier oor die Ou Testament wanneer dit gelees word. Nou net sowel kan ons daai vervang met Nuwe Testament as dit godsdienstig gelees word. Daar's geen verskil nie. Ons kan die Nuwe Testament presies gebruik soos hulle die Ou Testament gebruik het. 'n checkboxie met al hierdie goed wat ons kan presies dieselfde doen. Hy sê dit is iets wat ons denke verhard en dit is iets wat blind maak. En dit word nie weggeneem nie, want dit word slegs in Christus verwyder. Maar tot vandag toe, elke keer wanneer Moses gelees word, lê daar 'n sluier oor hulle harte. Telkens egter wanneer iemand hom tot die Here wend, word die sluier afgehaal. Hoor wat sê hy in vers 17, die Here is die Gees en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. En ons almal, terwyl ons met ontsluierde gesig, hier's die antwoord waarna ons gesoek het. Terwyl ons met ontsluierde gesig die heerlikheid van die Here aanskou, soos in 'n spieël, word na dieselfde beeld verander, van heerlikheid tot heerlikheid, soos afkomstig van die Here, die Gees. Dit is die enigste sleutel vir ware verandering. Is om met 'n ontsluierde gesig God se heerlikheid te aanskou. Dis die enigste antwoord. Die enigste antwoord is vir my en jou om by die teenwoordigheid van die Here uit te kom. As dit beteken, jy moet jou selfoon wegsmyt, smyt hom weg. Wat maak dit saak? As dit beteken, jy moet in die oggend opstaan en doodeenvoudig in stilte sit. Ek het op 'n stadium laas jaar het ek begin om in my gebedtyd verskriklik te fokus op stilte tyd en het begin by hierdie. Ek het gesê, alright, ek gaan nou sit en ek gaan wag. Ek gaan sit en ek gaan wag tot die Here opdaag. En as hy nie opdaag nie, dan wag ek nog. Om in stilte te gaan sit en by sy teenwoordigheid uit te kom. Die snaakse ding is, na dit, het ek en jy nie nodig om veel te dink aan dit wat ons doen nie. As jy weer kyk, dan begin jy sommer maar nou net soos Christus wees. Hoe kan ons anders? Ons beleef dan sy teenwoordigheid. Sien, dit is 'n ware verhouding. Maar 'n godsdienstige manier om daarna te kyk, sal my en jou geestelik doodmaak. Dit sal dit doen. En dit doen. Vra my, ek weet.
dit doen. Wil hê ons moet ons oë sluit. Asseblief jy kan maar die laaste slide opsit. Here, dankie dat U met ons is vanoggend. Here, as daar een ding is wat ons onthou van alles wat ons gesê het, Here, mag ons onthou dat die antwoord is U teenwoordigheid alleen. Here, mag ons by U alleen uitkom. Here, dankie dat U ons in die stilte sal ontmoet. Here, dankie dat soos wat ons U aanskou, U heerlikheid aanskou, word ons verander van heerlikheid tot heerlikheid. Here, dankie vir die vryheid. Here, dankie dat ons kan leef soos kindertjies in U huis. Here, en daai kindertjies lyk soos Jesus. Here, daai kindertjies wat ons kan wees, sy gesindheid lyk soos vergifnis en genade en guns en goedheid. Liefde. Here, dankie vir die eenvoud van 'n ware verhouding met U. Mag ons by U teenwoordigheid uitkom. Terwyl jy hierso sit, wil ek vir jou Matteus 11 lees. Vers 29. Ons ken hierdie gedeelte. Jesus praat hierso met Jode. Hy praat met mense wie se godsdienstige manier van kyk na die wêreld 'n magtige gewig op hulle skouers geword het. Hy praat met mense onder die wet. En hoor wat sê hy vir hulle? Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. En julle sal rus vind vir julle siele. Want my juk is sag en my las is lig. Ek herhaal weer. En julle sal rus vind vir julle siele. Want my juk is sag en my las is lig. Terwyl jy sit met jou toe oë, wil ek jou vra, het jy regtig in jou verhouding met God rus gevind vir jou siel? Voel jy tuis in jou eie wese saam in sy teenwoordigheid? Of is dit altyd 'n geveg? Is dit altyd dissipline en altyd goed om wat ek moet doen, wat ek nie wil doen nie? Of het jy rus gevind vir jou siel? Hy vra vir elkeen van ons om te drink van die water wat lewe gee, dat dit uit ons uit sal borrel. Wanneer ons agterkom soos hy, saam soos ons een is met hom, is ons die einste liefde waarna ons soek in hom. Hy is binne ons, in hierdie tempel van my liggaam leef hy. Die een wat ons noem liefde. Ons het nie nodig om ver vir hom te soek nie. Dit wat ons graag wil wees in Christus, kan ons net wees, want in hom is ons dit reeds. Here, dankie dat ons in U reeds lig is en liefde is. Mag dit uit ons uitstraal. Here, mag die rede hoekom ons nie in sonde val nie, mag dit nie wees omdat ons bang is vir die gevolge nie, Here, maar mag dit wees omdat ons nie anders kan as om te wees net wie ons is nie. Here, mag U teenwoordigheid die spieël wees wat ons nuut maak elke dag.
Dankie Here dat U harde, godsdienstige harte sag maak met U teenwoordigheid. En Here, as ons by hierdie deure uitstap, mag ons gaan liefde wees vir elke liewe persoon wat dit nodig het. Mag ons na ons buurman kyk en nie sy foute raak sien nie, maar iemand sien wat in U beeld gemaak is. En mag ons lief wees, selfs vir daardie mense wat voel, hulle maak dit vir ons moeilik. Nie as gevolg van wat hulle is nie, Here, maar as gevolg van die heerlikheid wat ons is, wat van U afkomstig is, soos wat ons staar na U teenwoordigheid en na U lig. Mag ons so wees. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Nou vir die wat wonder, ek het vandag nou so 'n bietjie langer gepreek as wat ek die afgelope ruk gepreek het. Dis eintlik maar net omdat ek die geleentheid gesien het met dat hier redelik minder mense is. So jammer, vergewe my maar vir daai een. Maar ek dink regtig vandag se boodskap is belangrik. En as jy vergeet wat ek gesê het, gaan lees dood eenvoudig net weer 2 Korintiërs 3. Gaan lees daai hele hoofstuk net weer. Dit sal terugkom na jou toe. Dankie vir elke persoon wat hierso was. Mag ons regtig Jesus gaan wees. Amen.